dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast, die Afrikaanse rugby kanaal en ek is waarvan beskuldig teestaan dat ek 'n Blue Bull kanaal geword het. Ek is verskriklik jammer mense, die feit dat ek hulle ondersteun moet nie my onderrok so dat uithang nie, so ek sal my bes probeer om minder partydig te wees. Ek het nog altyd eintlik probeer, ek nie regtig gedog ek doen dit nie goed nie, maar anyway, welkom terug Ari. Jy's nou 'n murg in die been stormer, so ek het dan 'n bietjie van 'n verskoning. Ja nee, ons hou die balans, Emil, lekker om te praat. Ja, praat die dieper die Kaap uit. Lekker week se weer in die Kaap is hittegolf eintlik die hele week. So dalk is dit goeie weer vir die Stormers om voor te berei vir 'n 2 uur afskop in Pretoria. Ek sien hulle oefen meestal 1:30, 2 uur, 12 uur hierdie, maar praat van Woensdag sommer 35, 40 grade en diep 30. Kyk as die Kaap, jy ken die Kaap, jy het ook in die Kaap gebly op 'n stadium, as die Kaap bo 30 gaan, dan kry ons baie warm. Ja, maar die wind nie waai nie. Nee. Wel, ek het nuus vir julle stormertjies, né? Ons dis nogal koelerig hier in Pretoria. Dit het nou skielik begin afkoel. Jy weet, kan sien in die oggende dit raak, die son kom later op, jy weet. En daar's 'n bietjie van 'n bytjie in die lug, 'n bietjie van 'n byt. So ek dink jy gaan 35 sien Saterdag. Ek weet nie wat sê die weervoorspelling nie, maar jy moet dalk nie te veel in die middag oefen nie. Ja, nee. Dis koeler. Ja, dit is 24 2 uur Saterdag met die afskop. So dit is verseker koeler, ja. Maar ek is goed om so 'n bietjie in die son te oefen. Ek glo dat gaan 'n huge vergroot effek hê nie. Dis maar interessant. Tipies gewoonlik is die Kaap koeler en dan gaan jy na 'n 2 uur afskop in Pretoria of Johannesburg en dan is dit 30 plus. Dan is dit 'n bietjie van 'n effek, maar ek dink dit gaan vir die Stormers so 'n effek wees as die manne wat daar in die wintertyd uit Wallis uit na 'n somertyd in Suid-Afrika kom nie, of Skotland of Ierland nie. Maar nee, wat ek dink die weer sal dis mooi weer. Hulle praat van 'n bietjie donderbye. So wie weet, lyk my as die Bulls speel dan is daar donderbye, lyk dit my. Wel, julle ouens is dan net Stormers. Julle het die WP ons nou half laat aftree op pensioen of iets. Jy weet nie, dit is dan vir my 'n belaglike ding. Ekskuus mense, maar ek kyk hier van bo Pretoria uit. Wat is die Stormer Bulls of 'n Stormer XXII en weet ek come on man. Nou moet net die Stormers en wat is ek sien hulle hou nog steeds die WP logo hier, nie die Stormers logo nie. Nou hoekom van dit die naam maar nie die logo nie? Verduidelik dit vir my. Ja, die logo is nog op die reg van die Stormers. As mens die Stormers stry kyk, is die logo daar. Ja, ek dink dis maar die effek van die moderne tyd van beroepsfranchise. Toe die Stormers naam begin het, dink ek was daai skuif seker eers in die toekoms gewees. Die Stormers het dan lank uitgehou, as jy dink, hulle was nie so vasgevang met die veranderinge van Gauteng na Transvaal of Transvaal nie, so ten minste was die WP daar nog WP. Ek dink Transvaal en Noord-Transvaal het al lankal die name verander. So die Sharks was ook nie meer Natal nie, so ek dink die WP was maar die einde daarvan bloot oor die naam nou meer as 'n streek of 'n rigting is westelike provinsie, soos 'n provinsie en westelik en hulle kon wegkom daarmee. Maar ja, ek dink as ek geluister het wat John Dobson in die bestuur gesê het vinnig, dit gaan maar oor as jou een span speel in die URC of die boonste ligas en dan het jy maar jou ekstensie van jou beroepspan wat in die Karibeker speel. So dit gaan oor die beroepskant meer. Ek dink die Bulls het maar dieselfde. Ek dink is blou bulle en bulle. Ek dink daar's ook so 'n naamverandering wat bietjie daar inkom, maar ek sien hier onder 20s gaan die Stormers Bolts wees, BOLTS. So ja, dis maar die moderne tyd. Ek sien Schalk Burger senior hou nie daarvan nie. Kaap het ons maar gewoond. Ons stadion verander en die naam gaan nou nie 'n groot verskil maak nie. Ons is trots op die Stormers en wat hulle doen en hulle geskiedenis. So dit is nie taskerig nie, maar die WP is sleg om die WP heeltemal te bære, maar die WP was al gebære toe die Stormers gekom het. So dis nie so groot verandering vir my as ondersteuner nie. Daar's dan nog, hulle gaan nog skole rugby speel onder die WP, so dis right. Daar gaan nog streeptrye wees. Ja, ek sien ek het nie probleme met die naamverandering nie. Ek het net dis vir my so of hulle so half nog vis nog vlees is, jy weet, hulle verander die naam, hulle verander nie die logo nie. Jy weet, dis as ek het verstaan, bly die WP Disa op die trein. Daar kom nie Stormer op die ander spanne. Dis wat ek verstaan. Of is ek verkeerd? Nee, ek het verstaan dat die Stormers sal seker maar as hulle onder Stormers 23-tal speel, dan sal die Stormers logo sekerlik meer prominent wees. Dis waarom hulle nou die huidige Stormers stry is die Disa op die rug hier tussen die blaaie agter as kyk Saterdag sit in die Bulls speel. As mens hulle van agter af kyk, is daar 'n Disa op die rug. So hy's van die bors af na die rug, maar hy is nog op die trui. So hy's nog sigbaar. Ja, soos die bulle het die Madeliefie nog op. Eintlik moet ek mense in glashuise, jy weet mos, ek moet nie te veel sê daaroor nie. Ek verstaan dit nie so, maar ek verstaan die idee van bemarking en alles.
Ek bedoel, dis nog wat ons sou doen, en ek en jy het 'n paar opwindende planne in die pipeline hierso vir ons podcast hier, ons sê hulle volgende week 'n bietjie meer inligting gee, ons moet nie vergeet van ons nie. En ek hopelik was dit nou nie te veel global georiënteerd geweest nie, maar natuurlik die naweek, die grootte, die een wat ons almal na uitsien, ek sien Willem Strauss is klaar besig om die dromme te slaan en die vure te stook. As die Bulle die naweek wen, sê hy, is dit die 100ste oorwinning wat die Bulle behaal oor die WP en die Stormers gesamentlik nou. 206 wedstryd oor 88 jaar, as ek my nie verbeel nie. En is die 100ste oorwinning vir die Bulle. So ek sien so uit nie, nou, ek kan nie vir jou sê nie. Ek sal nie amper meer nie uit as 'n toets op die oomblik. Ja, die statistieke, dis lekker dat by so naby aan mekaar is. Ek hou weer van die statistiek wat net fokus op die Stormers en die Bulls, want dis hulle twee wat Saterdag speel. Sedert 1998 het hulle 23 keer gespeel en die Stormers het 13 keer gewen en die Bulls 9 keer. So dit is wat die Bulls, wat die Stormers uit die Kaap sal herinner aan Pretoria. Daar was een gelyk daarom. Maar in die URC is daar nog 'n groter statistiek wat Willem Strauss dalk in ag moet neem. 8 wenne vir die Stormers en 7 vir die Bulls in URC. So statistiek is belangrik, maar die statistiek werk albei rigtings. So ek is bly hulle dit op die tafel gesit, so dit werk aan albei kante toe. Jy's soos 'n man wat hou van die wet van gemiddeldes. So kom skyn net daai gemiddeld is daai 8-7 in die URC, né? Dit is nie hele verhaal nie. Hoeveel agter mekaar oorwinnings het die Stormers behaal teen die Bulls voordat die Bulls nou die dag een gewen het en toe weer die volgende een verloor het? Dit is die groot ding. Die Stormers op die voorvoet as dit kom teen die Bulls. Ja, in die URC, maar ek dink in die Kaap kom jy sal sien en weet dat die Bulls het daai 13, ek dink was 13-8 gewees, daai 3 Januarie wedstryd was het die Bulls baie naby gekom om daai wedstryd te wen en Coronat hulle gaan toer en vir Edinburgh gewen en toe van daar af was die momentum baie groot. So ja, die statistiek, die wet van gemiddelde is ek ook my argument baie keer van die wet van gemiddelde is jou nie aan verloor en jou nie aan wen nie. So daai ritmes het 'n tydperk. So niemand wen net nie en niemand verloor net nie en dit is waar die Bulls daar uitgekom toe hulle uitkom toe hulle nou 'n lekker momentum opgebou. Die Stormers voel dit nou weer aan hulle kant. Hulle het nou 3 in 'n ry verloor. So dis 'n druk op die spanne. Ek dink in albei gevalle laastens as ek daaroor iets kan sê, ek dink die grootste sonde van die Stormers is maar die verloor teen die Sharks in die Kaap, as jy dit nou sonde kan noem. Ek dink jy kan hulle effens vergewe om in Durban en Ellis Park te verloor. En ek dink dieselfde frustrasie was vir die Bulls met daai klomp in 'n ry verloor, was dit eintlik maar daai verloor teen die Lions op Loftus wat eintlik uitgestaan het met 'n bietjie met die Bristol Bears. Maar so jou tuiswedstryde is maar waar dit regtig baie nie wil verloor nie. So ek dink dit is waar dit vir die Stormers ook moeilik gaan wees Saterdag, want dit is natuurlik op Loftus en wat my meer bekommerd maak uit die Stormers oogpunt is die Bulls wen nie net, hulle wen ver. So hulle laaste 2 wedstryde was 'n ver wen geweest teen die Lions en 'n ver wen geweest teen die Sharks. So dis nie net 3 in beseringstyd nie, dis 41-12 en 52-17, so is groot tellings. So dit wys jou dat die Bulls speel goeie rugby om al die punte op te stapel teen daai 2 spanne is indrukwekkend. So ja, dit sal interessant wees. Ek dink ek het so hier en daar met van die manne gepraat hier so in die afrigtingskops, maar ons kan nou nie te veel uitlaat nie. Hulle laat ook nie te veel uit nie. Maar ek het dan so 'n gevoel gekry van wat hulle voel kan die naweek gebeur. Nee, wat voel hulle? Ek dink die groot ding wat ek opgetel het is dat jy kan te vasgevang raak in die negatiewe en te veel vasgevang raak op wat het verkeerd gegaan en te veel in 'n verloor, noem dit maar 'n sequence of 3 wedstryde in 'n ry. So mens met ek dink die Stormers is positief. Hulle sien uit na Saterdag. Hulle sien uit om hulle kant te bring in 'n wedstryd wat baie tradisie het en wat om hulle deel te bring en so goed as moontlik te vaar daarin. So maar ek dink wat hulle besef het is ja, daar's 'n paar goed wat hulle kan beter doen en aandag gaan gee. Natuurlik gaan jy dit nie ignoreer nie. By kante vasgevang raak en hoekom het ons verloor en wat het verkeerd gegaan en so aan, in steede om net te embrace wat jy eintlik goed doen en goed gedoen het sover en net seker maak dat jy weer terugkom op daai perd. Is nie so maklik nie. Ek voel ook sterk altyd in rugby en jy speel ook net so goed as wat jy toegelaat word. So die Bulls laat spanne nie nou toe om te speel hoe hulle altyd kan speel nie en dit gaan die toets wees vir die Stormers. Met hulle die Lions en die Sharks verseker nie toegelaat om te speel soos hulle kan nie, maar ja, dit is spansamestelling is nog te vroeg om te sê, maar lyk my almal is by oefenveld, so ek dink die Stormers sal hoop dat hulle
die balbesit goed genoeg kan wees dat hulle van hulle agterspelers bietjie meer in die spel kan inbring. Wel, ja, ek dink die Stormers se probleem is sover ek het, is hulle sukkel net nie meer 2 vol pakke nie, dis die eerste ding. En die Bulle het hulle verdediging uitgesorteer. Lyk my die Springbokke afrigters het 'n bietjie gehelp daar. My inligting sê vir my dat die Felix Jones en daai manne het gesê daar's niks fout met Bulle se verdediging. Die spelers moet net hulle kant bring. En natuurlik klink dit vir my as dit uit die Springbok afrigter se mond uitkom, dan luister jy 2 keer so hard as wat jy luister as wat jou eie afrigter sê. Ek dink dis hoe ek het. So net so tussen my en jou en die boom en die bas. So ek sien baie uit na daai ene Johan Ackerman het begin nou 'n verskil maak, die kultuurverskil. Ek het nou reg met een van die mense daar gepraat wat baie naby in die span beweeg en hy het my gesê dit is en sy Engelse woorde was dis soos chalk and cheese, die Bulle onder Johan Ackerman en die Bulle onder Jake White. Dis is 'n ander wêreld. Nou dit dinge begin in plek val soos hy dit wil hê, die manne wat hy daar wil hê, die ouens is gelukkig, hulle speel vir die span, daar's nie meer een ou trek in die rigting en een trek in daai rigting nie. Ek dink dis wat ons nou begin sien daai resultate. En kultuur is belangrik en ek is Stormers self 'n goeie voorbeeld van 'n goeie kultuur, né? Ja, en ek dink dit is waar dit ook is om te fokus op wat jy reg gedoen het om 8 wedstryde in 'n ry te wen en maak seker jy spreek aan wat jy nie reg gedoen het nie. Ek dink kaarte was 'n groot effek. Ons het in die 6 nasie ook gesien as jy begin geel kaarte kry en te veel daarvan ook jou kanse gebruik. In die Lions was hulle 3 keer oor die doellyn wat hulle opgehou is. En in nuwe reëls is dit 'n skepskop van jou doellyn af en dan verloor jy weer daai druk. So dis hulle het baie keer goed gedoen om oor die doellyn te kom, maar net nie die bal op die grond gekry nie. So dis nie verskonings nie. Ek dink die realiteit was hulle het nie so sleg gedoen as wat die telling aangedui het in die Lions nie. Ek dink daar's baie meer positief daarin as wat mense dalk besef, maar jy het genoem aan die 2 pakke voorspel. Ek dink die Stormers het diepte, veral op stitte, baie vaskoppe. Frans Malherbe is nog nie terug nie. Daar's ook nou versterkings op loskop met Kebble wat ook gekom het. Ek weet nie of van die 22 gaan wees of 23 nie. Maar ek dink die 2 spelers wat die Stormers wel gaan mis is vir Van Heerden op slot en Morat op slot. So dis twee eerste keuse slotte wat hulle verloor het en wat ook veral Van Heerden wat 'n groot fisiese komponent gebring het. Hy ken ook Pretoria, het op Affies skool gegaan. So is 'n lekker harde slot en ek dink hulle mis hom nou baie. So nog steeds vir JD Schikkeling en vir Adrey Smit wat goed is om te begin, maar dan jy vir Connor Evans wat 'n ligter slot is wat sal moet opkom na die tyd. So dis miskien waar die Bulls 'n geleentheid kan hê as daar so 'n bietjie minder kilogramme op die veld is aan die Stormers se kant. Maar ek dink die 2 wat opdraf, JD Schikkeling en Adrey Smit sal hulle kant kan bring. Dit gaan wees hoe hulle in die tweede helfte gaan vaar. En hoe 'n samestelling gaan wees, maar belangrik om my balle te kry, weet in die Kaap. Ons weet wat spelers soos Sasha en Damian Willemse kan doen as hulle genoeg voorvoetbal kry. So hulle gaan swaar staat maak op daai 2 spelers. Hulle gaan, ek dink as mens so kan kyk na die wedstryd MW, sou ek sê dit gaan in 'n groot mate bepaal wees hoe Pollard en Sasha Palmbek en Komazulu speel Saterdag weer. Dit gaan waarskynlik die loskakel wat goed doen en wat op die ou en die beste wedstryd speel gaan die wedstryd vir sy span wen. Want tipies daai Noord-Suid wedstryde is nie heeltemal 'n 50-40 soos Skotland Frankryk was nie. Dis baie keer 'n 22-15 en weet en daar's nie dis baie meer van 'n armdruk en strategies en fisies en harde verdediging en daai tipiese derby. So is moeilik om te voorspel, weet ek sê dit gereserveerd want die Bulls het 41 en 52 punte aangeteken in die afgelope 2 naweke. So as hulle is gevaarlik as hulle goeie bal kry wat hulle wel kry en goeie momentum kry, dan sal die Stormers moet keer, maar ek dink dit gaan nog steeds afkom op hoe speel Sasha en hoe speel Andrei Pollard. Ja, nee, vergeet dit is 2 Springbok loskakels teen mekaar. Ja, en natuurlik verskillende spelstyle. Andrei wat skielik nie meer kan oor die paal skop nie. Weet jy wat daar verkeerd geloop het nie, maar nou ja. Net so vinnig, praat jy van Ruben van Heerden. Hy gaan natuurlik Montpellier toe en die Stormers is besig om te soek na 'n plaasvanger toe en toe probeer hulle vir Kobus Wiese oortuig om terug te kom Kaap toe. Maar hy het besluit nee wat, hy is baie gelukkig in Pretoria. Die geld is seker 'n bietjie beter en dit is sleg om in Pretoria te bly nie. Ek kan persoonlik getuig, lekker hier man. Ja, ek dink dit is hy het sukses daar en ek dink hy pas baie goed daarin. Dit is dis 'n harde speler, is 'n lekker speler, weet hy was al in die Kaap gewees op 'n stadium, maar ek dink hy het sy voete goed daar gevind. Weet soms gebeur dit dat 'n speler net lekker inpas en ek het die indruk gekry dat hy lekker inpas. Ja, miskien dit gebeur dat spelers dalk in belangstel of daar was sprake dat Yuri Matee ook sou moontlik na Pretoria toe sou gaan en hy het ook gebly. So soms gebeur dit dat spelers
gelukkig is en hulle wil nie omgewing skuif nie. Ek weet Yuri Matthee die afgelope naweek, ek dink die afgelope naweek getrou ook en dit het 'n effek gehad dalk. Maar ja, ek dink 'n speler in 'n omgewing is moeiliker om te skuif. Jy weet wat jy het en jy pas in en jy begin die spelers rondom jou ken. Spangees lyk briljant by die Bulls. Weet jy kan sien wie se is gelukkig daar. So ja, dan hulle die Stormers hulle ander slot moet vind. Ek weet nie waar hulle hom gaan vind nie, maar hulle sal verseker iemand moet kry in Van Heerden se plek. Hulle het vir Ali Norton wat deurkom, hy's nog te jonk. Ek dink hy het nog 'n jaar of 3 nodig voordat hy daar kan uitkom. Hy was op die Springbok Beleidenskamp, né? So ja, ons sal nooit weet nie. Ons het natuurlik die naweek voor die wedstryd vir regse kanse as die spanne aangekondig het, ek en jy weer 'n bietjie gesels, 'n bietjie van 'n voorskou doen en dan sommer 'n voorskou doen van die laaste ronde van die 6 nasies ook en gepraat van die 6 nasies. Was dit dan nie vir jou 'n naweek van opskuddings gewees nie? Wie in jou lewe het jy, waar in jou lewe het jy gedink Frankryk gaan teen Skotland verloor met daai telling en Italië gaan vir Engeland wen? Nee, kyk, né? Dit was 'n bietjie van 'n onderste bo naweek. Ja, verseker MB, dis dit was 'n onderste bo naweek. Wie sou gedink het dat jy 50 punte teen Frankryk aanteken? Dit het ek nie sien kom nie. Hulle het ook 40 aangeteken, maar 90 punte in 'n wedstryd aanskoulik en goeie wen vir Skotland. Ek dink die wen wat almal van praat is natuurlik Italië wat vir Engeland gewen het. En Engeland se joernaliste is en almal is redelik hard op Borthwick en almal het net brennery verloor. Maar ek dink min mense gee vir Italië die krediet wat hulle verdien. Dit was nie sommer net een wedstryd wat hulle ewe skielik beter gespeel het nie. Onthou, hulle het vir Skotland ook gewen in Rome en Skotland het nou vir Frankryk gewen. En hulle is baie beter hierdie seisoen. So ek dink Italië het verwys dat hulle praat same in daai kompetisie. So ek dink ook Borthwick met al daai veranderinge, 9 of 12 veranderinge wat hy aangebring het vandat hy verloor het in Ierland, het nie gehelp nie. Dit is vernederend wat Maro Itoje se geel kaart wat hy die bal daar afgeklap het en is amateur en 'n fout. So dit was tipies van Engeland as hulle begin 'n frustrasie ervaar dan doen hulle snaakse goed, maar ja, Italië is goed. Ons het op Loftus Versveld ook gesien hoe hulle Suid-Afrika besig gehou het. Ons het gesukkel met hulle. Ons in die tweede helfte het ons baie gesukkel met hulle. Dit is al 'n tydjie terug. En ek dink nou weer, ons het voorheen daaroor gepraat en ek dink is komend van Benetton en Zebre wat baie beter begin speel en ewe skielik daai laaste 2 wedstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskap kom hulle Suid-Afrika toe om teen die Sharks en die Bulls te speel. En ewe skielik moet jy ook sê, maar eers dalk gaan Zebre en Benetton meer van 'n uitdaging wees as wat ons dalk gedink het. Sien dit dat hulle het 'n groot volumes van Italië se toetsspelers wat in daai 2 spanne is. So ja, dit is 'n interessante 6 nasie gewees en autoplay vir Saterdag. Met Frankryk tuis teen Engeland en Skotland gaan Ierland toe. So daai 2 spanne het albei 16 punte. So dit gaan wees wie wen Saterdag en dalk 'n bonuspunt vir 'n 3. Ja. Kyk, ek dink Borthwick se laas getel is in my verhaal. Miskien dalk nie onmiddellik nie, maar jy weet die Engelse is maar genadeloos, maar ek moet ook onthou ons vriend Hugh Griffin het gister vir my mooi vertel. Die probleem lê die talent tot sy beskikking. Die Engelse premierskap bring dan maar net nie die spelers deur wat die URC byvoorbeeld deurbring nie. Kyk wat gebeur. Hoe doen Engeland, hoe doen Skotland, hoe doen Ierland, hoe doen Skotland, hoe doen Italië? Hulle speel almal in die URC. Dis net 'n eenvoudige sterke kompetisie. Die Britse premierskap het nie geld nie. Is net 10 spanne wat daar speel. Die onderste 3 spanne is myle agter die ander spanne. So daar's nie regtig kompetisie en daar's nie soos by ons wat die spelers toelaat om deur te kom en jy weet sterk kompetisie te ervaar en daai tipe ding nie. Dis die eerste ding. En die tweede ding is natuurlik hulle gebruik baie oorseese spelers in die premierskap. Jy kan nie vir Engeland speel as jy nie in Engeland speel nie. Ek dink hulle doen in 'n groot mate wat Wallis gedoen het. Jy weet hulle maak die spel op die grondvlak dood en dan as jy verbaas as die boom dood gaan na 'n rukkie. Ek dink dis presies wat hier gebeur. Hulle het nie die regte spelers wat deurkom nie. Hulle het nie meer die pipeline wat hulle gehad het in die verlede nie. En ek dink in 'n mate is dit ook wat hier begin gebeur. Ja, dit het in Frankryk het verseker op 'n stadium gebeur. Hulle het bietjie begin aanpas. En weet jy het jou diepte, jy het net soveel loskakels en dan jy klomp oorseese spelers. Maar ja, ek dink dit klink vir my of Borthwick baie vinnig die paniekknoppie ook druk. So nadat hulle verloor het in Ierland, sou jy gedink het gee hy maar nog 'n kans. Jy het nou verloor in Ierland, dis tuis, dit grens aan onvergeeflik, maar dit is vergeeflik, weet dit kan gebeur, maar gee hy manne nog 'n kans en toe het hy geweldig baie veranderinge gemaak. In die agterlyn was daar nie een speler wat in dieselfde posisie gespeel het
of wat gespeel het in 'n posisie of al die agterlyn is verander as wat teen Ierland gespeel het, ek so kan stel. Heel nuwe spelers en lyk of hy vir Pollock het hy ook nou frustreerd en hy het hom omtrent nie opgebring eers in Italië nie, baie laat opgebring. So dis asof hy nie lekker weet wat hy wil hê nie. Hulle is te nagekom met Curry wat in die opwarming beseer is. Dit was wel 'n verlies geweest en dit het 'n verskil gemaak. Maar ek dink Bothwick raak hy spring 'n bietjie rond vir my. Die kere wat jy gesien het, 'n afrigter regtig. Kyk, Rassie het ook, hy het verloor in Auckland teen die All Blacks, maar hy het nie alhoewel hy het daar nogal so 'n paar verandering gemaak, want toe het hy so 2-3 agterspelers, nuwe agterspelers ingebring. Soms werk dit vir jou beter in daai geval, maar dit was nie 9 of 12 veranderinge nie. Maar ek dink ook Bothwick lyk vir my so 'n bietjie of hy die paniekknopie druk en hulle diepte is dalk toe nou nie so groot as wat hulle gedink het nie. Dis verseker. Ja, maar die ding is, dan bring jy al die nuwe spelers in daai agterlyn in. Hulle het nog nooit saam gespeel nie. Veral party van hulle is uit posisie uit. Jy praat van kohesie, hoe belangrik is kohesie en dan probeer jy nou jy weet die rigting verander met 'n span wat eintlik nog nooit saam gespeel het. Nee, wat ons noem hom die spreadsheet coach. Jou wat werk volgens formules en algoritmes en omdat die algoritme bietjie versteur raak, dan weet hy nie wat om te doen nie. En dis duidelik soos hy is 'n bokkie in die kopligte, né? Oogies is groot en jy weet nie waar hy nou nie. En ja, ek weet nie, soos ek sê, ek weet nie wat hulle gaan doen nie, want met hom met Willem kan vervang nie. Maar natuurlik is vir ons baie belangrik want ons speel eers teen Engeland in die nasiekampioenskap as hulle Suid-Afrika toe kom. Dis die eerste wedstryd wat ons in daai kampioenskap speel, so ons kyk met groot oë na hulle. Die ander deel daarvan daai wedstryd is natuurlik Italië en ons moet ook nie dink Italië het nou die wêreld in die brand gespeel en dit was waarskynlik hulle swakste wedstryd van die 6 nasies gewees volgens wat ek lees en wat ek hoor. Maar so dit was nie 'n kwessie dat Engeland dat Italië so goed was, maar 'n kwessie dat Engeland so swak was. En ek dink 'n groot deel van daai probleem is die leierskap op die veld. Dat Maro Itoje 'n geel kaart afstaan soos jy net sê met daai afklap. Wat 'n dom ding is dit nou nie om te doen nie. En hulle het letterlik gelyk soos 'n span klomp afkophoenders daar rondhardloop. Geen leiding nie, geen plan nie en paniekerig begin raak. Ek dink dis wat daar gebeur het. Ja, dit is hulle sit druk op hulle self en jy's reg, daai statistiek is erg teen hulle in 4 wedstryde het hulle 7 geel kaarte en 1 rooi kaart. So dit wys jou die dissipline is swak. Dit sit druk op jou en dit was Itoje se fout was swak geweest, maar ja, dit is asof hulle net skop en hoop. Dit is asof hulle self nie vertrou nie. Dit is dit wys so en dit het vinnig verander want hulle het die All Blacks gewen in November en almal het regop gesit en gesê, "Wow, hier's 'n probleem. Hierdie ouens gaan 2027 se wêreldbeker gaan hulle baie goed en baie sterk wees en nie te sleg begin in die 6 nasie nie, maar heeltemal teruggeval." Ja, nou met hulle Suid-Afrika, as hulle na Saterdag, hulle gaan waarskynlik verloor in Parys. So dan kom hulle Suid-Afrika toe na hulle 4 in 'n ry verloor het. So dit is baie keer ook 'n piesangskil dan vir die Springbokke. Weet nou, daar gaan baie gepraat word van Engeland is in tatters en weet nie waar hulle is nie. Dan sit 'n moeilike wedstryd baie keer om te speel. Dis vergelyk so effens met wat Saterdag op Loftus gebeur, weet die Stormers kom met 'n 3 verloor uit en die Bulls het 4 gewen of meer in 'n ry gewen. En dan baie keer is dit 'n piesangskil of baie keer dan dink jy dit moet maar net so aangaan. En dit kan met Engeland en Springbokke ook 'n bietjie van 'n sielkundige ding raak later. Ek verkies dit baie keer dat 'n span kom en sê maar ons is onderwonne, ons het topvorm en dan is jy meer aangeskakel. Maar ek dink die Springbokke sal reg wees vir hulle MW. Maar Engeland gaan nou waarskynlik na Parys se verloor 4 in 'n ry verloor het en dan kom hulle Suid-Afrika toe. So maar dit is ook 'n voordeel want hulle is dan hulle gaan nie weet wat hulle beste kombinasies is nie. Hulle gaan verseker uitdagings hê. So dalk 'n goeie tyd om hulle te speel. Maar kom ons praat oor Skotland en Frankryk. Nou, die eerste ding wat my opgeval het was hoe goed die weer was. Ek dink ek het al so 'n mooi wedstryd gesien op Murrayfield. Gewoonlik is dit 'n modderpad en dit blyk koud en dit lyk nat en dis baie soos dit Saterdag hier op Loftus gaan lyk, daai diepe weer. En dit wys jy dis bevorderlik vir goeie rugby. Wat dink jy, wat was die geheim? Hoe het Skotland regkry om Frankryk se ritme so omver te werk? En Antoine de Pont, die hele span was daar. Dit was 'n volsterkte Franse span geweest. Daar's geen verskonings van dis 'n B-span of enigiets nie. Hulle het net heeltemal van die veld af gespeel, veral in daai begin, hier na die einde toe die dinge het 'n bietjie verander, maar die punt is Skotland was briljant op die dag. Waar was hierdie Skotland geweest in Italië byvoorbeeld? Ja, ek dink Gregor Townsend rig hulle goed af. Ek dink hulle is goed afgerig en hulle het spelers van 1 tot 23 wat op daai vlak kan spelende impak maak. Ek hou van Darcy Graham
op die vleuel en daar's 'n bietjie meer van 'n dryf vir my na 'n kleiner vinniger vleuel ergens in die span in Nieu-Seeland het dit ook begin doen met 'n sewees vleuel wat hulle begin inbring het. Ons weet wat Colby kan doen en ons weet Doan van der Merwe het 'n sekere styl wat hy bring, maar so ek dink hulle daar bietjie uitgevang effens, maar voorlangs ook. Ek dink Frankryk kon nie hulle sin kry voor nie en die Pont is daar onder druk geplaas. So as Frankryk nie daai voorvoetbal kry en kan jou naam nou maar Antoine de Pont wees, jy kan jou naam kan wees wie jy wil, dan sukkel jy. So ek dink hulle het goed gedoen deur hulle dit voor te neutraliseer en dan dink ek 'n groot verskil is hulle 10, 12, 13. Van Russell briljant, Teopolopo briljant, Hugh Jones briljant. So daai 10, 12, 13 waarskynlik daai 10, 12, 13 potensieel is dalk van die beste in wêreld rugby nou as jy daai drie so saam is as sien. Met Suid-Afrika sal dit ook uitdaag met ons 10, 12, 13 en ek dink waarskynlik Nieu-Seeland se 10, 12, 13 ook nie sleg nie, maar hulle is gevestig, hulle doen goed. Teopolopo die kapteinskap het hy omhels, hy doen goed daar. So ja, hulle is 'n sterk span, goeie span. Ons sal sien of hulle nog weg van die huis af ook so goed kan speel, maar ek weet Gregor Townsend het in die media na tyd gesê, toe hy sien is 'n droë dag en so 'n mooi dag, het hy geweet hulle gaan 'n groot faktor wees en ek dink die URC se wedstryde MW begin hierdie spanne ook help. Onthou hulle is gewoond om 80% van hulle wedstryde op hybridsvelde en op nat kondisies te speel en daai spelers speel al hoe meer en meer. Kyk hoe goed speel Glasgow as hulle in Suid-Afrika kom speel en Edinburgh ook en so ek dink hulle is baie meer gewoond. So hulle geniet dit en hulle spelers wat dit kan speel. Ja, en natuurlik die baie meeste van daai span is uit op Glasgow ouens en ons het met Frankie Smit vir ons gesê hoe hulle werk in hulle hantering en alles. Hulle is die span met die beste hanteringsstatistiek. Hulle maak die minste foute van alle spanne as dit by hanteringskomedie. Hulle moet touches per error en hulle is ek dink uit die 40 top klubspanne in die wêreld is hulle nommer 1. En nommer 2 is Edinburgh. Altyd met Suid-Afrikaanse afritters en Frankie Smit het gesê en elke oefensessie doen hulle ten minste 1000 aangee. 1000 aangee per oefensessie. Kan jy jou indink hoeveel oefening moet dit moet bring? Dis hoe mense so goed is. Ja, dit wys jou en hulle is goed afgerig en ek dink wat nou hier deurtrek is Franco Smit se en daai op die franchise vlak daai afrigting en hoe hulle die spelers voorberei trek baie makliker deur nou na vir Gregor Townsend het 'n beter produk wat hy kry ook. So en dis vir die Springbokke ook help, weet hoe beter die Bulls en die Sharks en die Stormers en die Lions speel en afgerig is, hoe beter, hoe makliker is dit vir Rassie hulle ook op die ou end. Weet gaan op kondisionering ingesteldheid, skills. So ja, ek dink Skotland is indrukwekkend. Hulle het 'n moeilike wedstryd in Ierland nou. Gaan moeilik wees om vir Ierland in Dublin te wen. So ek dink Frankryk het 'n beter kans om vir Engeland in Parys te wen en die kompetisie te wen. Maar jy weet nooit, dalk kom Engeland terug, maar ek dink Frankryk sal waarskynlik die gunsteling wees om dan die 6 nasie te wen. Hulle gaan waarskynlik vir Engeland wen met 'n bonuspunt 3 en die kompetisie wen. Ja. Wel, interessant genoeg daai Harry het vir ons gesê, Harry Jones, die Franse kan so goed wees as hulle wil, maar hulle koppe is nie heeltemal daar nie. En ons het dit gesien. Omdat as die emosies oorneem, dan is daai span net mooi nêrens nie. Nee. Ek wil immer vir hulle krediet gee wat hulle het in die einde reg gekry het om van wat was dit gewees 47-14 af te eindig op 50-40. Yes, hulle het dan 1-3 na die ander ingehaal, maar dit was te laat, te min te laat. Ja, dit gebeur baie keer dat 'n span so 'n bietjie terugsit en hulle was bietjie desperaat geweest, maar hulle die telling het hulle bietjie gevlei. Ek dink meer 50-30 was meer van 'n realistiese telling wat gebeur het op die veld as 'n 50-40, maar daar's ek stem saam, hulle herinner my baie keer aan Pakistan se cricketspan. Weet hulle kan briljant wees en dan ander kere dan is hulle weer totaal van hulle nêrens en die oomblik toe hulle so 'n bietjie begin stamp aan Antoine de Pont en hulle skrimskakel vir hom so 'n bietjie begin goedjies sê en bietjie irriteerd soos hy ook nie meer wie hy gewoonlik is nie. Maar ja, die toets van 'n skrimskakel is maar of jy onder alle omstandighede nog steeds so goed kan wees. Hy was vir lank was hy lekker bederf geweest om baie goeie bal heeltyd te kry. Dit is ek dink Jameson Gibson Park ook hy floreer op onder daai momentum. Enige skrimskakel floreer onder daai goeie voorvoetbal en momentum. Dit soos daai onthou jy die day van Hoesel gaf hy dit toe hy wedstryd in die All Blacks wat die Springbokke so onder druk was hoe hulle het gesukkel het en nie slegte spelers nie, maar dit is net kan jy dan as jy swak bal kry onder druk is ook nog goed doen en De Pont het gesukkel daar. Hy kon nie doen wat hy gewoonlik doen nie. Ja, as ek sê
neutraliseer hulle sterkpunte en dan sal die res sal vir hulle self sorg, né? In elk geval, Ari, dankie, dit was lekker so maandagooggend met jou te sit en gesels. Vrydag praat ons weer as jy spanne gesien het. Ek sien baie uit na Saterdag natuurlik. Dis lekker groot. Ek is in Noord-Transvaal, Bill, jy's 'n stormer, Harry is 'n stormer. Dis 'n klomp van ons wat lekker gaan gesels daardie tyd, maar dankie, ek sien uit daarna. Ja, ek het 'n vriend in Namibië, goeie, my beste vriende is Blou Bull ondersteuner, en ek het ook op Sanin en Ben Foster skool gegaan, so natuurlik het die meeste van my vriende is Blou Bull, maar ons sê altyd vir mekaar, maak nie saak wat gebeur, ons bly vriende. So dis dis seker van toepassing hier. Dis altyd eina een van die kante toe, maar soos ek sê, maak nie saak wat gebeur, ons bly vriende. Wat is die storie in die ou dae, of jy was of 'n chef of 'n Fortman of 'n Bill of 'n Noord-Transvaal of 'n WP man, seker 'n sap of 'n nat. Ek kan nie weet wat die verskille was nie, maar is daarom nie meer so erg. Dankie. Ja, Ari, thanks man, dis lekker, praat weer. Ja.